Wanneer 'n mens by 'n begrafnis is en 'n mens het nog die voorreg om langs 'n graf te staan, iets wat ons in ons tyd vandag nie meer so baie sien nie, dan gebruik die predikant baie keer sy hande en dan steek hy sy hande in die grond in en dan sal hy so 'n hoopie grond op 'n kus gooi en sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ek weet nie of het jy al ooit daardie woorde by 'n begrafnis gehoor nie. Dit is woorde wat uit die Bybel uitkom, spesifiek uit Genesis 3 vers 19 uit, waar die Here vir die mens probeer herinner waar die mens vandaan kom. Die mens is uit die grond uit geskep en ons sal weer na die grond toe terugkeer. Ons is stof en ons sal weer na die stof toe terugkeer. En uiteindelik is dit wat ons by begrafnisse sê, om juis ietsie te sê van hoe stoflik my en jou lewe is. Ons kom uit die stof uit en ons keer weer terug na die stof toe. Ons keer weer terug na die plek toe waar ons vandaan kom. En tussen hierdie twee stowwe word ek en jy 'n lewe geskenk. En die vraag is, wat maak ek en jy met ons stoflike lewe? Ons lewe tussen die eerste stof en die tweede stof, die stof waaruit ons kom en die stof waarheen ons terugkeer. Wat maak ons met daardie lewe wat die Here vir my en vir jou geskenk het? So dikwels is ons juis nie bereid om ons hande vuil te kry met daardie lewe nie. Ons wil 'n skoon lewe leef. Ons wil 'n lewe leef waar die vuilheid van die wêreld ons nie sal aanraak nie en waar ons nie gekonfronteer hoef te word met die vuilheid van hierdie wêreld nie. Ons wil dit eerder op 'n afstand hou. Mense wat anders as ons is, wil ons op 'n afstand hou. Mense wat nie lyk soos wat ons lyk nie, wil ons op 'n afstand hou. Hulle wat nie dink soos wat ons dink nie, wil ons op 'n afstand hou. En ons is nie bereid om ons hande vuil te kry in die stof van hierdie lewe nie. Ons wil eerder in ons gepamperlangde lewens leef, in ons kastele en in ons paleise, sodat die harde werklikheid van die alledaagse lewe ons nie sal aanraak nie. Maar dit is juis waartoe die Here sy disippels roep. Die Here het juis vir sy disippels gesê dat sy kinders, sy disippels, geken word deur die dienaarsklere wat hulle bereid is om aan te trek, deur juis af te sak op hulle knieë in die stof en ander mense se voete te was, voete wat vol stof is. Jesus het juis gesê dat hulle wat bereid is om die minste te wees, die belangrik is in sy koninkryk. Jesus roep vir my en jou tot stoflike lewens, lewens wat bereid is om hande vuil te maak, sodat sy koninkryk 'n realiteit in hierdie wêreld is. Sy koninkryk wat reeds 'n realiteit is, vir ander mense sigbaar gemaak kan word. So wat maak ek en jy met ons lewe tussen hierdie twee stowwe? Stof waaruit ons geneem is en stof waartoe ons terugkeer. Wat maak ek en jy met ons stoflike bestaan hier op aarde? Kom ons dink so 'n bietjie na daaroor, waar ek en jy nou vandag gaan lewe. Hemelvader, baie dankie dat U ons geskep het en gemaak het. En Here, dankie dat ons volmaak is, nie omdat ons mense is wat uit ons eie uit volmaak is nie. Ons is geneig om foute te maak en soveel kere die verkeerde paaie te loop. Dankie dat ons volmaak geskep is in U, omdat U ons geskep het. En Vader, dankie dat ons stoflike lewens kan hê tussen twee stowwe. Vader, help ons om met hierdie stoflike lewe wat U vir ons gegee het, bereid te wees om ons hande vuil te kry en ander aan te raak in U liefde. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons sien mekaar gou weer.